Terwyl ek die week voorberei of dink wat ons vanoggend gaan sê en gaan doen, toe het ek soveel emosies ervaar. Een van hartseer as mens sien hoe dat die mense Jesus behandel het en waardeur hy alles moes gegaan het. Maar uiteindelik oorweldig 'n dankbaarheid en 'n blydskap en 'n opgewondenheid my. Want ons is bevoorreg om aan die ander kant van die graf terug te kyk na hierdie wonderlike gebeure. Ek het al so dikwels gesê, die kulminasie van God se liefde vir die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. En terwyl ek al hierdie dinge oordink en toe moes ek al hierdie gedagtes vir my kondenseer in 'n paar woorde om nie vanoggend te lank te wees nie. En moenie skrik as jy sien ek het 3 bladsye nie, maar ek het dit groot geskryf so want my bril wil nie meer so lekker werk nie. Maar ek het gewonder en ek het nie net hierdie week nie, maar ek het al verskeie kere gewonder wat moes Jesus gedink het nadat hy die opdrag gegee het aan sy disippels om die boefretrek gereed te kry vir die Pasga. Wat het Jesus gedink terwyl hy daar aan tafel sit met sy disippels? Want Jesus het alles geweet, want hy was God, maar hy was ook mens, volkome mens, soos ek en jy. En hy het geweet dat Judas Iskariot hom sou verloon. En as hy so gekyk het na die ander disippels, het hy geweet dat Petrus hom gaan verraai. En dat daar die gepepel, die volk, die mense wie se siekes hy gesond gemaak het, en hulle het vir 3,5 jaar onder sy bediening gesit en gesien al die wonderwerke wat hy gedoen het. En toe hy op 'n donkie op die esel in Jerusalem inbeweeg, toe roep hulle uit, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En net 'n paar dae later sou hulle uitroep, kruisig hom, kruisig hom. En ek het so gewonder wat het Jesus gedink. Maar hy het besef dat ek en jy, die wêreld, absoluut verlore is, sonder, as hy daar moes opgehou het en nie die taak waarvoor hy aarde toe gekom het, uit te voer, om in jou my plek te sterf op die kruishout. Want al hierdie karakters wat, Judas en Petrus en die volk en Herodes wat sy hande in onskuld gewas het, en gedink het hy kan ontslaa raak van hierdie verantwoordelikheid. Al hierdie karakters is sprekend van die wêreld waar ek en jy onsself bevind. Dieselfde. Die mense doen hulle eie ding, hulle ignoreer en hulle dink hulle kan klaarkom sonder Jesus. Maar terwyl hy hierdie dinge weet, roep hy uit in die tuin, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En deur al die eeue heen weergalm hierdie woorde, want so lief het God die wêreld gehad. En wanneer ons hierdie dinge aan hierdie dinge dink, dan besef ons die belangrikheid van die nagmaal. En daarom is dit so belangrik om 'n oombliekie stil te staan rondom hierdie wonderlike sakrament, wat die bewys van God se liefde vir jou en vir my is. En daar is 'n paar dinge, 'n paar gedagtes wat ek en jy vanoggend moet by stil staan. En die eerste een is, die nagmaal is 'n gedagtenis. Die skrif sê, toe Jesus die brood geneem het en gebreek het, het hy gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En ons gedagtenis
ons word so oorweldig deur die gebeure van die wêreld en dit lyk of alles buite beheer is. Ons gedagtes kan so vol wees. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy vanoggend net stil sal raak. En sal kyk na hierdie simbole, na die brood en na die beker. En ons gedagtes fokus op dit wat Jesus, met dankbaarheid, dit wat Jesus vir jou en vir my gedoen het. En dan tweedens sien ons dat die nagmaal is 'n verkondiging. En wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy om nie te verkondig die dood en die leë graf, die opvaar van Jesus Christus, maar hierdie baie belangrike boodskap, hy kom weer. Ek en jy moet gaan vertel. Die skrifgie sê vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 26, want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek en jy het 'n goeie boodskap. Ons kan wanneer ons by mekaar kom by 'n braai of by die familie of by vriende of in die straat of in die winkel, maak nie saak waar nie, kan ons so maklik die gebeure van die dag met mekaar deel. Maar die belangrikste wat ek en jy moet deel, wat ons moet uitlewe, is die boodskap van die nagmaal, dat hy vir jou en vir my, vir die wêreld gesterf het, sodat ons weer versoen kon word met Vader. En dan derdens, die nagmaal dui op gemeenskap. En hierdie gedagte is seker een van die wonderlikste gedagtes of die betekenis van die nagmaal. Gemeenskap met Christus, een met Christus. En omdat ons een met Christus is ons ook een met mekaar. En wanneer laas het jy na die ou daar oorkant gekyk en daai ouens daarna na mekaar gekyk en vir mekaar in jou hart en jou gedagtes gesê, ons is een in Christus. Dit laat my so dink die kursus wat ons maandaande doen oor die quest, daai mannekursus. Laurens het in die begin van een van die lesings gesê dat ek dink ons het gepraat oor vergifnis, as ek reg kan onthou. Toe vra vra iemand vir die man, nou hoekom word jy nooit kwaad vir jou vrou nie? En hy sê nee, ek en my vrou is een. En as ek vir haar kwaad is ek vir myself kwaad. Daarom wanneer ek kwaad word, vergewe ek al baie gou, of sy vergewe my baie gou, want ons is een. En die beginsel is dieselfde hierby, wanneer ek en jy kom stilstaan by die nagmaal. Want die nagmaal dui op 'n gemeenskap. Ek en jy is een met Christus. En omdat hy in jou en in my woon, is ons ook een met mekaar. 1 Korintiërs 10 vers 16 en 17 sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit in die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Want ons het almal deel aan die een brood. Ek en jy is so in mekaar ingevleg, ingeweef deur die liefde en deur die genade van God Almagtig. Deur sy kruisdood, deur hierdie simbole van die brood en die beker, dat ek en jy moet anders na mekaar kyk. Ons het met verdraagsaamheid, met liefde, daar is soveel mekaar beginsels in die woord opgesluit, dat ons kan 'n hele aand en 'n maand praat oor die mekaar beginsels wat opgesluit is in die woord van die Here, want ons is een in Jesus Christus. En dan laastens, die nagmaal as 'n verwagting. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. As daar 'n boodskap is wat ek en jy moet uitbasuin, waarvan jou en my lewe moet getuig,
die manier hoe ons lewe, met 'n verwagting in ons harte, is dit Jesus kom weer. Want so seker as wat Jesus die eerste keer na die aarde toe gekom het en in Bethlehem in 'n stal gebore was, so seker as wat hy opgevaar het en die engel vir daardie Emmausgangers gesê het, hierdie Jesus wat julle so sien opvaar, sal net so weer kom. Dit is een van die wonderlikste boodskappe, die goeie nuus wat ek en jy moet verkondig. Jesus kom weer. En dan die nagmaal is 'n belangrike sakrament. Want die as gevolg van die betekenis daarvan waarvan ons nou sopas kortliks gehoor het, maar ook van die voorreg en die geleentheid wat ek en jy het om net stil te raak, want die skrif sê vir ons dat wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons van hierdie brood eet en hierdie beker drink, moet ons onsself beproef. En ek wil hê dat ek en jy net so 'n oombliekie moet ons oë sluit en ons hoofde buig. En net stil raak, ek is so bewus van sy liefde, van sy genade, van sy teenwoordigheid. En kom ons vergeet van alles en van alles wat voor vandag gebeur het, of voor die diens gebeur het, of moontlik wat na dit moet gebeur. Maar kom ons raak net 'n oomblik stil in sy teenwoordigheid en ons beproef onsself. Ons steek hand in eie boesem. Ek dink aan nou Dawid wat uitroep en sê, Here, toets my en beproef my. Kom ons raak net stil 'n oombliekie en ons vra, Here, Heilige Gees, wat is daar wat ek moet bely? Wat is daar wat ek moet gaan regmaak? Want dit is so belangrik dat ek met opregtheid en met 'n skoon gewete deel kan hê aan hierdie tafel. Maar dan wil ek ook dadelik sê dat ons mag nie die tafel, die brood en die beker by ons laat verbygaan nie. Ons moet en ons is deel daarvan. Dankie, Jesus. Vader, dankie dat ons kan stil raak in die teenwoordigheid. Dankie Heilige Gees dat U wat in ons woon alles ondersoek. U ondersoek ons harte. U ondersoek ook Vader se hart. En ons wil vanoggend voor U neerbuig, o Here. Vir dankie sê vir dit wat U vir ons gedoen het 2000 jaar gelede aan die kruishout. En ons lewens kan so gejaagd wees, ons kan so besig wees met so baie dinge. Maar vanoggend wil ons net stil raak en ons eie lewens in oënskou neem. Ons gedagtes kan so vol wees van hierdie wêreldse dinge. Maar kom Heilige Gees, vul ons met die kosbare waarheid van die kruisdood van Jesus Christus. En wanneer ons hier weggaan en aangaan met ons lewens, dat ons iets sal hê, voortdurend daaraan sal dink, om met ander te deel oor die liefde en die genade van God Almagtig. Ek loof en ek prys die heilige naam. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 dat in die nag
waarin Jesus verraai was, het hy brood geneem en het gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit so dikwels as julle dit eet tot my gedagtenis. Net so ook die beker met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Amen. Amen. Dankie, Laurens. En die oumas net hier voor gaan kom staan. Al die mamas en al die oumas.